maatjies, baie welkom by ons volgende Sabbatskoolles. Vandag is ons by les 3 van die tweede kwartaal. Die titel van ons les vandag is Die dag wat Jesus gesterf het. Die geheelteksvers kom uit Johannes 3 vers 16 en dit sê: "Vir so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, dat wie ook al in hom glo, nie sal doodgaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe." Die boodskap is dat ons dien God wanneer ons sy liefde met ander deel. Was jy al ooit so lief vir iemand dat jy enigiets vir hulle sal doen? God is so lief vir ons dat hy sy enigste seun gestuur het om ons te red. Jesus was gewillig om vir ons te sterf. Jesus se vreeslike nag was uiteindelik verby. Nou was die Romeinse soldate besig om hom en 2 diewe buitekant die stad te begelei. Hulle sou hulle daar kruisig. Simon het Jesus se kruis vir hom verder gedra. Dit was 'n verskriklike ding om te doen. Die Bybel sê, hulle het hom gekruisig. Die mense wat geleef het toe die evangelies geskryf was, het presies geweet wat dit beteken. Hulle het geweet dat om gekruisig te word 'n stadige, pynlike dood is. Hulle het geweet dat daar baie keer 'n skare was wat agter die gevangenes aangeloop het en hulle het baie keer lelike goed op hulle geskree. Hulle het geweet dat soldate spykers sou neem en die hande en die voete van die gevangenes aan die kruis vasspyker. Hulle het ook geweet dat daai kruis dan stadig opgetel sal word en in 'n gat in die grond laat val word. Ja, hulle het geweet, dit was die slegste manier moontlik om dood te gaan. En dit is presies wat met Jesus gebeur het. Die soldate het hom aan die kruis vasgenaal en toe het hulle sy kruis tussen 2 diewe opgerig. Die skare wat hulle gevolg het uit die stad uit, het hulle gespot. "As jy regtig die seun van God is, kom af en red jouself," het een geskree. "Hy het ander gered, maar hy kan homself nie red nie," het 'n ander ene gesê. "Kom af van die kruis af, dan sal ons jou glo," het 'n ander ene gesê. "As God hom so baie lief het, laat hy hom red," het 'n ander ene gelag. "Hy sê mos hy is die seun van God," en so het dit aangegaan, aan en aan. Daar was tot 'n dief op een van die kruise, wat ook Jesus gespot het. Alhoewel die pyn en die spottery baie erg was daar iets baie erger wat besig was om te gebeur met Jesus. Toe hy na die aarde toe gekom het om vir ons te sterf, het Jesus ons sonde op homself geneem. Die skuld van elke liewe persoon wat ooit sou leef, het op sy skouers gerus, terwyl hy op die kruis gehang het. Die wete van hierdie sonde was so sterk, dat hy gevoel het asof God hom vir ewig verlaat het. Jesus het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat?" Selfs al sou dit beteken dat Jesus nooit weer sy hemelse Vader sien nie, was hy gewillig om vir ons te sterf. Maar God die Vader het nie vir Jesus verlaat nie. God en al die engele in die hemel was besig om toe te kyk en hulle het saam met hom gelei. Selfs die aarde het reageer op Jesus se pyn. Donkerte het daai area toegemaak vir 3 ure en toe Jesus uiteindelik dood is, het die aarde geskit en rotse het uitmekaar uitgespat. Was jy al ooit so lief vir iemand, dat jy gewillig was om 'n vreeslike dood te ervaar om hulle te red? Dis hoe baie Jesus jou lief het. Hy is meer lief vir jou as enige iemand anders. En daar's niks wat hy nie sou doen om jou te red nie. Daai liefde is die hart van Christendom. Dis die rede vir elke liedjie, elke gebed, alles wat ons doen. Die liefde is die boodskap wat God gevra het ons met ander moet deel. Hulle weet nie dat God hulle so baie lief het nie. En as jy nie vir hulle sê nie, hoe gaan hulle uitvind? Mense moet weet dat daar 'n God is wat absoluut enige iets sou doen om hulle te red. En jy kan hulle vertel.